Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons vertrou dat dit goed gaan met u en die geliefdes, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën by vanmôre se oordeenking. Nou soos ek vir u gesê het, toe ons Dinsdag begin het met hierdie reeksie oor die Godstad as ewige tuiste vir die verlostes, dat dit ook vanmôre die laaste oordeenking sal wees wat ek gaan uitsaai. Ons gaan weer die 16de oordeenking uitsaai by ons gelofte dag en dan weer die 25ste by ons Kersdiens en dan weer die 30ste of 31ste die eerste, wanneer ons dan ons oujaar, nuwejaarsgedagte met u gaan deel. In die interim tyd het ek vir u gevra om maar so 'n bietjie te luister na die oordeenkings wat u gemis het vanuit die boek Spreuke, en dan as die Here ons spaar in Januarie sal ons weer wegval met Spreuke. Ons gaan daar by die 25ste hoofstuk begin en die laaste paar hoofstukke met u vers vir vers hanteer, soos ons die gebruik nou gehad het die afgelope jaar. Nou vriende, vanmôre staan ons stil by die laaste boodskap, die Godstad as ewige tuiste vir die verlostes. Vir u gesê ek het hierdie reeksie juis voorberei sodat ek u kan bemoedig hier aan die einde van die ou jaar, begin van die nuwe jaar, om vir u te sê, vriende, dit is 'n moeilike tyd waarin ons onsself bevind. Daar is al hoe meer aanvegtinge teen die kerk van die Here. Daar is al hoe meer stryd vir die kinders van die Here. Ons het baie stryd, baie beproewinge, daar is baie uitdagings, maar ek het vir u gesê, vriende, daar is 'n heerlikheid wat vir ons voorlê. Die wêreld is sonder hoop, die wêreld is sonder 'n toekoms. Vir die kind van die Here is daar hoop en 'n toekoms. En dit is om in die heerlikheid van die Here te wees. U sal onthou, ons het gepraat oor hoe hierdie stad lyk, die boustof waarmee hierdie stad gebou word, die strate van goud en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Ons het gepraat oor die dinge wat in die stad nie sal wees nie. Daar sal nie nag wees nie, daar sal nie droefheid en bekommernis wees nie. Daar sal nie trane en sonde en die dood wees nie. Ons het met u gepraat oor die dinge wat daar sal wees. Die troon van die lam en die boom van die lewe en al die kinders van die Here. En vanmôre kom ons dan eintlik by die kersie op die koek uit. Ons kom by die hooftema en die hoofgedagte en die hoofpersoon van hierdie stad uit. En dit is die boumeester en oprigter van hierdie stad, die argitek van hierdie stad, die leeu van Juda, die verlosser, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid, Jesus Christus, wat as gekruisigde lam opgestaan het en wat regeer vir tyd en vir ewigheid. Daai pragtige evangelielied 141 sê die hemel stel jou nooit te leer nie. Geen sonde of moeite is daar, geen harte met droefheid geskeur nie, geen lied op weemoedige snaar. Die wolke wat ons hier laat twyfel word daar nooit gesien in die lig, want daar is net sonskyn en blydskap met nimmer 'n traan of 'n sug. Ek reis na die heerlike goudstad, wat Jesus daar bou, o so skoon, waar die verlostes van eeue verheerlik sing rondom die troon. My hart verlang soms na die hemel en die glorie wat daar sal ontvou. Wat 'n vreugde vir my om aan Jesus se sy daar die stad te aanskou. U sien vriende, die heerlikheid van hierdie stad gaan oor die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus wat sy lewe aan die kruis kom gee het. U sal onthou dat die Here hierdie belofte vir ons kom gee het, alreeds in die Ou Testament, dat daar 'n verlosser gebore sou word. In Matteus die 1ste hoofstuk lees ons hoe die Heilige Gees vir Maria oorskadu het en dat wat vanuit Maria gebore was uit die Heilige Gees, die sondelose lam van God, Immanuel, God met ons. Ons lees hoe hy 'n sondelose lewe geleef het en hoe hy vals beskuldig was en later dan gesterf het as onskuldige, maar tog die een wat die straf van die sondaar sou dra. Ons lees van die leë graf, dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy verskyn het aan baie en opgevaar het na die hemel en gesê het, ek sal weer kom om julle te kom haal. En ag vriende, die Bybel leer vir ons dat hierdie Here Jesus Christus dan ook vir tyd en ewigheid daar sal regeer. Hy is die sondelose, hy is die almagtige, die alleenwyse, hy is die ewige wat ons daar gaan sien in sy heerlikheid soos hy is. Vriende, ons dink net aan toe hy op aarde was en die wonderlike beeld wat ons van Christus in die evangelie sien. Hoe hy die bedroef geraak het wanneer mense so skape sonder 'n herder was. Hoe hy hulle gevoed het met visse en brode. Hoe hy die evangelie aan hulle verkondig het. Ons dink aan wanneer geliefdes gesterf het, hoe hy dan ook by daardie graf geween het, hoe hy mense opgewek het uit die dood, hoe hy hierdie heerlikheid vir hom geopenbaar het aan hierdie mense. En ag vriende, ons gaan soveel meer van dit sien, wanneer ons hom van aangesig tot aangesig sal aanskou. Die Bybel leer vir ons baie duidelik en ek het dit vir u by 'n vorige geleentheid gelees. Daar in 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Daar staan, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie openbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het,
reinig homself soos hy rein is. En ek gaan hierdie oordenking afsluit, vriende, deur vir u so 'n klein blikkie te gee vanuit die boek Openbaring. Wie hierdie Christus is en wat om hierdie troon van hom gaan gebeur en wat in sy heerlikheid gaan gebeur. En ek lees vir u daar uit Openbaring 4 en ek begin daar by die eerste vers. Daar staan: na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê: kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het al die 24 ouderlinge gesit, bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslaand stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu en die tweede lewende wese soos 'n kalf en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens en die vierde lewende wese was soos die arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. En werp hulle krone voor die troon en sê: jy is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskape. En deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Vriende, dis wat ons in die heerlikheid van die hemel gaan sien. Hoe kosbaar, hoe wonderlik om net aan hierdie dinge te dink. En as ons dink aan hierdie Here Jesus Christus, dan dink ons aan Johannes wat so blikkie gehad het van Christus. Want hy sê daar in Openbaring 1 vers 10, ek was so, die Gees op die dag van die Here, het agter my groot stem gehoor, so bassein wat sê: ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in 'n boek, en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek die 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens, met 'n kleed wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. En sy voete soos blink koper wat gloei, soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp doorsnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. En sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en my gesê: moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste, en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. En vriende, dis waarmee ek u wil bemoedig, dat hierdie Christus sal ons eendag in sy heerlikheid sien. Hy wat sê: ek is die begin en die einde, die eerste en die laaste. Daarom hou moed, stryd die goeie stryd van die geloof. Hou jou oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van jou geloof. Want binnekort gaan ons hom sien, gaan ons sy heerlikheid aanskou, gaan ons die vreugde beleef van kunskap, waar ons dan nie net hier op aarde worstel met die stryd nie, maar ook eendag die heerlikheid sal hê, waar ons nooit weer die worstelinge sal beleef nie, maar bo alles die heerlikheid sal sien van Christus, soos hy is, soos hom geopenbaar het in sy woord. En soos die liedjie vir ons gesê, die helfte is my nog nooit vertel nie, my gedagte kan dit nie begryp nie, maar Here, help my om te volhard, tot ek u in u heerlikheid sal sien, soos hy is. Vriende, groete vir u, baie seën as u op die pad gaan wees veilig, ry versigtig, ons bid vir mekaar, en ons vertrou dat die Here ons ook veilig sal terugbring, sodat ons ook die nuwe jaar, sou hy ons spaar en hy vertoef om te kom, in sy naam tegemoet sal gaan. Baie groete, baie seën, en mag die waarheid van die woord u versterk. Tata.